Welkom terug en vandag is ons by les 26 en het sê, my aanvalsgedagtes val my onkwetsbaarheid aan. Daar is 'n interessante beweging in les 26 wat iets soos hierdie gaan. Om aanvalsgedagtes te kan koester, moet ek eers bang wees, nog voordat die aanvalsgedagte opkom. En voordat ek die aanvalsgedagte na die wêreld toe projekteer, moet ek bang wees. Die waarheid is, aanvalsgedagtes is altyd 'n gevolg van vrees. Maar om bang te kan wees, moet ek 'n sekere siening van myself hê, 'n begrip van wie en wat ek is, 'n oortuiging oor my ware self wat verkeerd is. Daarom is die oplossing vir aanvalsgedagtes en dus vir die probleem van vrees, om daardie wanbegrip van wie ek in waarheid is, reg te stel. Dit het niks te doen met wat buite ons is nie. Dit is 'n radikale heroriëntering van hoe ons geneig is om ons lewens te leef. Gewoonlik probeer ons dinge buite onsself regmaak. Die kursus sê nie vir ons mag dit glad nie meer doen nie, maar dit stel voor dat wanneer ons die wanpersepsie van wat ons in waarheid is regstel, ons hele begrip van wat reggemaak moet word en hoe dit reggemaak moet word, heeltemal gaan verander. En dit sal nie meer uit die ego kom nie. Dit sal nie 'n ego-gedrewe poging wees nie, maar 'n geesgedrewe beweging, 'n heel ander dinamiek. Die oefening wat ons vandag doen is eintlik eenvoudig. Ons herinner 'n paar situasies in ons lewens wat vir ons moeilik is of ontstellend is. Ons merk op dat ons verskeie moontlike uitkomste vir hulle in gedagte hou, en ons sien raak dat elkeen van daardie uitkomste sy oorsprong in vrees het. En weer eens, daardie vrees ontstaan omdat ons 'n verkeerde begrip het van wie ons in waarheid is. Dit kan baie waardevol wees om te besef dat ons in die wêreld leef met die oortuiging dat ons kwetsbaar is. Dat ons ware self aangerand, beledig of op verskeie maniere seergemaak kan word. Dan kan dit interessant wees om vir onsself die vraag te vra: wat kan nie beledig word nie? Wat kan nie aangerand word nie? Wat kan nie seer kry nie? Wat is daardie self, daardie identiteit, daardie wese wat werklik onkwetsbaar is? Ek bedoel dit letterlik as 'n oefening. Sit stil en vra vir jouself: wat is ek wat nie seer kry nie? Waar is daardie deel van my? Die ego wil glad nie hê jy moet dit vind nie. Die ego is baie vasbeslote en logies in sy strewe om daarvan te keer om diep in hierdie vraag in te kyk. Om daardie aspek van onsself te vind wat inderdaad onkwetsbaar is. Maar dit is daar om gevind te word. Dit wil gevind word. Selfs nou roep dit na jou. Herwin my. Ek is jy. Hou op om my te ontken. Soms kan jy dit amper binne in jou voel, soos 'n stille, sagte teenwoordigheid. Ek glo hierdie les is uiters nuttig en prakties. Dit raak aan een van die kernbeginsels van 'n Course in Miracles, dat ons verward is oor wie en wat ons in waarheid is. En die werk wat ons hier doen, deur die daaglikse lesse, studie en toepassing van 'n Course in Miracles, is om te onthou wat ons in waarheid is. Onkwetsbaar, onaantastbaar en slegs in staat om te help. Onthou om die les te oefen. Dankie dat jy hier is. Vergewe, sien anders, leef in lig.